We glorify your holy name. We glorify you. We glorify your holy name. We glorify your name. We bless your name. We bless your name. Almighty God. Almighty God. We bow before you. We bless your name. We bless your name. Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. We glorify your name. We glorify your holy name. We glorify your name. Amen. Praise die naam van die Here. Familie, ons is 'n paar verteenwoordigers van die rugbyklub wat Bennett ook voorgespeel het. Nou was 'n instelling by ons klub dat as daar sterfgeval is, dat ons 'n handdruk kom gee of 'n woord van bemoediging. En dit is die rede. Die ander manne is seker nog op pad. Die ander manne is by die veld. Die manne moet voorberei word vir Saterdag se wedstryd. Ja, so ons het nou die gebedsgroep wat maar nou, hoe sê die manne, die men jou hou die men in jou baan hou. Maar is vir ons 'n eer en 'n voorreg om hier te wees. By iemand wat gehelp het om die klub te word wat hy is. Daarom ons wil vir die familie sê dat soos ons maandag aand gehoor het, dat het word van oom Lulu gepraat en man, ouers wat die voetspore, die weg gebaan het vir ons as kinders. Ons gee die Here al die eer. En dit is die een datum wat ons hiervan seker is. Ons weet wanneer ons gebore is, maar ons weet nie. Julle kan volgende week kan julle heel moontlik by 3 berge gaan staan. Want is net die man van bo wat hy datum en hy streep, ons streep is getrek en ons gaan nie oor hy streep kom nie. Nou, ek sê altyd vir die mense dat wanneer ek die Bybel lees of die Bybel vat, dan sê ek vir die mense, dis die beste boek. Boy, dis die beste boek wat ons kan gebruik om te weet. Die Engelsman vra ons, where will you spend eternity? Maar ons, want as ek ook in die Bybel gelees het, dan vind ek die ene, maar die boek praat dan van my, joh. En ek kom eendag as in Timotheus, kom ek op die vers af wat oor die rugby spelers en die sportmanne praat. Want die vers spesifiek, dink is 1 Timotheus of 2 Timotheus 2 vers 5. Hy sê spesifiek, en verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, en hy wedywer nie volgens die reëls nie, sal hy nie bekroon word. Nou daai is die roelboek van ons lewe.
God wil hê ons moet ons lewens inrig volgens die boek. Daarom is ek vir die Here ewig dankbaar vir die redding van my kosbare siel, dat ek vanmiddag kan met vrymoedigheid voor u staan en vir julle kan sê dat Jimmy Swaggart sing a song, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. So dan af, Jesus vra vir Lazarus se suster, glo jy dit? Ons moet ons geloof in wat opgeteken staan in die boek skryf. Ek sê vir mense dat om aan die kerk te behoort, maak jy van jou 'n Christen nie. Maar jy moet 'n verhouding hê met die Here. Jy moet 'n verhouding hê met die Here, en as jy streef om 'n verhouding te hê met die Here, dan gaan jy reg leef met ander mense. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons dankie in hierdie middaguur, Here, vir die lieflike dag. Ons dankie, Here, vir die lieflike samekoms. Ek voel die teenwoordigheid en ek weet, Here, ons het gekom as rugbyklub om 'n oud lid van die klub se familie te kom bemoedig en vir hulle te sê, julle is nie alleen nie. Daarom bid ek, seën ons se samekoms hier en vertroos die familie se harte in Jesus naam. Amen. Amen. If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? If God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? For the last one, if God before us, if God before us, if God before us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? Ja, prys die naam van die Here. Die psalmdigter sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Nou is maar altyd die geval is normaal, as iemand wegval, ons raak ons lief vir mekaar, en dan is ons harte gebroken. Maar soos ons sê, ons moet moed hou. Ons moet moed hou. En ons moet volhard in die gebed. Ons moet volhard en goed doen vir mekaar. En dan sal die Here jou seën. Amen.
Ek verdwyn die koortjie dan nou so. Hij is nog diezelfde Jesus. Oh, die wonderlijke Jesus. Ons neem maar, ons prijs zijn naam. Hij is nog diezelfde Jesus. Hij is nog diezelfde Jesus. Die wonderlijke Jesus. Ons neem maar, ons prijs zijn naam. Hij is nog diezelfde Jesus. Hij is nog dezelfde Jesus. Die wonderlijke Jesus. Ons neem maar, ons prijs zijn naam. Hij is nog diezelfde Jesus. As ek onze president in die klap gaan vra om 'n woord van bemoediging te bring. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am. Be still and know. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Goeiemiddag familie, bedroefde familie, ons klub en besoekers, enige besoekers wat daar is, so die familie kom om te ondersteun. Namens Gardens wil ek graag ons innige medelee aan die familie oordra uit die diepte van ons harte. Mag die Here die wond wat hy gemaak het, dat hy dit self genees. Yes, Lord. Die trooster bo alle troosters. Daarom groet ek julle nou in die oorwinningsnaam van ons Here en Meester, Jesus Christus. U weet die dood, die Bybel verklaar, kom soos 'n dief in die nag. Ja, Gerrit net toe gesê dat die geboortedatum, die ken jy nie, maar die sterftedatum, die sal jy nooit weet nie. En wanneer jy op jou afkom, dan maak jy 'n seer wat geen een kan wegneem nie. Maak jy saak grootste woorde wat jy kan kry nie, die heiligste van persone. Dis maklik om vir 'n persoon te sê, jy moet sterk wees. ja, Maar trek daai skoen aan en dan kan jy voel dat daai skoen, hy druk. Hy is nie vir jou nie. En dis 'n wond wat seer is, dis onbeskryflik. En elke dag is
is hy dieselfde. Want as 'n persoon na aan jou vandag sterwe, dan is daai seer daar. En na ruk dan gaan dit al beter. Maar as daar weer een sterwe, dan lyk jy het nog nooit die pyn deurgemaak nie. Maar jy weet, ons dien 'n Here wat barmhartigheid en hy is verdraagsaam. Hy gee ons kanse daagliks. Want soos wat die dood intree, wanneer 'n geliefde van jou weggeneem word, dan weet jy dat jy gaan hom nie sommer weer môre sien nie. Maar daar is hoop. Daar is hoop en sy naam is Jesus. Want nie alleen het hy net op die kruis gesterwe vir ons sondes nie. Nie alleen het hy gesterwe en bloed laat vloei vir ons oortredinge nie. Maar hy het ook aan die kruis gesterwe om die laaste sonde, die dood, Ja. van ons al weg te neem. Jy weet wanneer Moses sterwe, spreek die Here tot Joshua in Joshua 1. En die Here sê vir Joshua, my knegt Moses is dood. Yes. Neem nou hierdie volk en trek met hulle oor die Jordaan na die beloofde land. Nou jy sien, Bennett is dood. Vir Bennett kan ons niks meer doen nie. Yes, Lord. Bennett kan nie eers hoor wat ons sê nie. Bennett se uur het aangebreek, sy streep is getrek. Ek en u is nog aan die kant van daardie streep. Hoor wat sê die Here vir Joshua, hy sê maar, soos wat ek met Moses was, so sal ek saam met jou wees. That's right. Hy sê, maar dan moet jy dit wat Moses jou geleer het, daardie boek moet jy oor mediteer en jy moet daagliks daaroor gaan. Daagliks. Nou as ons wil wees daar waar Bennett is, dan sal ons al hierdie dinge moet onderhou. En Gert het net so mooi gesê, as jy van die Marmans praat, dan dink jy aan Bennett se pa, dan dink jy aan hom Lulu en jou vrou, dan dink ons aan die brigade en jy dink aan die kerk en jy sien dat daar was godsdiens. Ek sê vir hulle, ek gaan Sondagoggend gaan ek diens toe, gaan na die 8 uur diens toe en ek sien, daar's net 'n paar mense, want dit is nagmaal, so die nagmaal gaan 9 uur wees. En so 20:15 besluit ek om te loop. Maar hoeveel mense het geweet dat die nagmaal gaan 9 uur wees? So hoekom is daar so min mense by die 8 uur diens? Ek is daarvandaan na die Volhou Evangelie Kerk, daar langs aan, daar onder by die stasie, by Penfit, en as ons seker so 80 mense daar in die kerk was, ek weet dit was koud, maar hoor wat sê die Here vir Joshua, jy moet daagliks oor dit gaan, en daarop mediteer. Dis goed mense om by die huis te sit en jou Bybel te lees, maar vir wie stig jy? Met wie is jy besig om saam te wees? Is net jouself. Maar jy sien, ons word gestig en ons word opgelig
deur hulle wie om jou is. Dis nie elke woord wat vir ek en u bedoel is nie. Dit mag, ja, die tyd wat ons vanaand by mekaar deur, daar is iemand wat moet hoor. Ja. Dit wat vanaand bekend gemaak word. Miskien sal daar een wees wat sal sê, die aand met die bidtuur van Gardens by Bennett, toe het ek my hart aan die Here gegee. Yes. Die aand toe die woord gebring word, het iets binne in my geroer. Ja. Maar wat as jy alleen sit? Ek staan in die oggend halfpas toe 3:00, dan gaan ek 'n bietjie gaan sit ek dan sit en lees ek, dan bepeins ek. Ek het vir hom Gert so 2 weke terug gesê dat jy begin dan 2 keer oor 'n hoofstuk te lees om te verstaan. Maar wanneer ons hier sit en ons gesels, dan hoor jy iets, en as jy na die skrif toe gaan, dan vind jy uit, maar hoekom het ek dit nie gesien nie? Maar jy het dit gelees. Nou jy sien Bennett het nagelos vir ek en u om dit, verskoon my, dit wat vanaand hier bespreek of oorgepreek word, sodat ek en u dit kan aanhoor. So Bennett se dood moet nie te vergeefs wees nie. Bennett se dood moet vir ek en u 'n aanduiding wees dat daar hoop is en dat ons moet werk maak daarvan. Ek sê vir die pastoor toe ons uitstap gesels ons, ek sê vir hom, wat ek opgelet het in die kerk, as daar seker uit die mense wat daar was, as daar 10 jong mense was, dan was dit baie. Ek het om my rond gekyk, is almal net ou mense. Dis almal net ou mense. Jy sien, die woord van die Here het kom koud word in ons gemeenskappe. Die woord van die Here het kom stil word in ons gemeenskappe. Want as jy bidture bywoon, dan kry jy huisbidture, dan kry jy 4 of 5 mense. Waar staan ek en u? Kan ons die instruksie wat Joshua kry van die Here af? Wat as dit vir ek en u gesê was? Wat as dit die boodskap is wat ek en u moet hoor by die bidtuur van Bennett? Dat ek en u daar die eerste tree na die Jordaan toe, na die oorkant van die beloofde land, want dit is wat ons eintlik, ons is op pad na die beloofde land toe. Ons reis hier in hierdie wêreld is net tydelik. En dit is kortstondig, dit is kort. Die Bybel verklaar dat die lewensjare van 'n mens is 70. En as hy sterk is, 80. Maar as ons gaan kyk, dan sterwe ons baie jonger. Baie van die mense. Nou, hoe ver staan ek en u? Hoe ver staan ek en u? Yes, Lord. En daarom kom ek en ek bring maar net 'n gewone boodskap hier. Maak jou saak reg. Yes. Om jou Skepper te ontmoet. Amen. 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 Dankie, Pres. Doopie,
Gaan jy net so knikkie ook? Dit is mos Zodat je een strook krijgt. nee. Ek wil nie hoor het jy beerd gekry nie. Ja. Ons verteenwoordig Gardens hier vanaand. Ja, nee, ek verstaan soms weer. Goeienaand familie. Groet elkeen in die naam van die Here, die naam wat red en die naam wat verlos. Yes. Boyla, ek en jy het saam sokker gespeel. Atlantic Spurs. En ek hoor nou jou pa het vir Gardens rugby gespeel. Nou staan en dink ek maar hoekom het jy kan speel en jy net sokker gespeel. Want waarom ek boy as Gardens by die kleedkamer uit daar klop, dan hardloop die trane oor hy man se oë. Hy liefde wat hy vir die klub het. Vir Gardens. En nou kan ek sien waar kom het. Is in die Marman se bloed. Nou boy, soos ons pres gesê het, jou pa sal nie weer terugkom. En die voetspore wat jou pa getrap het, Yes. dit sal nie meer daar wees, dis nie. Dis vir julle om het voort te dra, die legacy van die Marmans. Ek het jou pa nog nie so lekker geken nie. So ek kan nie so lekker in Harry verband praat nie, maar weet ons dien 'n lewendige God. Ja. Die God wat die wond geslaan het, dieselfde God sal hom weer genees. Jy moet net nie moed verlore raak nie. Moenie mismoedig raak nie. Moenie jou rug draai op die Here nie en vir die Here klomp vra, maar Here, hoekom my pa? Ja. En hoekom nie vir my nie? Die Here het nie jou kom haal nie, want hy het nie 'n doel nou vir jou lewe nie. Hy wil hê jy moet jou lewe uitleef, maar jy moet jou lewe so lewe dat jy kan nader beweeg na my toe. Nou wat die Here doen, nou vat hy iemand naby jou. Hy vat jou beste vriend, hy vat jou familie, hy vat jou vader om vir jou nader te bring. Maar is moeilik. Is moeilik as ek by die Here is, die pap en voes. En dan wil ek vir die Here bevraagteken, Here, maar hoekom dan my pa en hoekom nie vir my nie? Die Here het 'n doel met ons elkeen se lewens, soos dit is. Vanoggend toe jy jou oë oopmaak, is dit reeds die genade van die Here wat jou opgewek het, want die Here het 'n doel vir jou lewe. Dis waarom jy vanoggend jou oë kon oopmaak. Daar is baie van ons wat vanaand gaan slaap, maar is nie bestem vir ons om môre wakker te skrik nie. Ja. So as ons vanaand in ons binnekamer kom en dan praat ons met die meester, Here, vergewe my sondes, Here. Here, dra my deur hierdie nag, Here. Here, laat ek opstaan môre om my daaglikse taak te verrig. Here, my kinders, Here, ons weet hoe lyk die wêreld die buitekant. Here. Yes. Dra ons kinders voor die Here. Die woord van die Here sê ons geveg is nie net teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose magte en die bose geeste. Whether ons wil weet of nie, daar is sulke goede wat die Bybel praat daar. So as daar 'n vloek oor hierdie Marman se familie is, vra ek nou vir die Here om haar die vloekgees weg te vat, Here. Here, en as daar van hulle is wat nog nie by die Here is nie, vra ek sommer met dieselfde asem, Here, bring hulle nader na U toe, Here, en daarvan staan ek af, dankie. Ja, dankie. Kentucky, jy moet Cordius aan die Andre gaan nie 'n man kan nie vir jou praat nie. Elke een gaan vir homself praat. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, en ons almal gaan voor die regters toe van God verskyn. En ons gaan kry wat ons met die liggaam gedoen het. Die goede jou. Amen, dierbares. Ek groet elkeen in die wonderlike naam van ons koning Jesus, dierbares. Daar is geen ander naam bo in die hemel en onder op die aarde wat so goed is vir ons nie. Ja. Iemand het gesê so, as mense gaan slaap,
Maar daar was mense wat nie opgestaan het nie. Maar ons wat hier so sit, wat nog 'n oor het, Yes. ons wat hier so sit, wat nog kan hoor, die papa se saak is oor op aarde. Om stem het kom stil raak. Maar we praat so 'n bietjie van tyd. Ja. Prediker 3 praat van, daar's 'n bepaalde tyd Yes. vir alles op hierdie aarde. Yes. Dit maak nie saak wat jy doen nie. As die Here gesê het tot hier toe en nie weer verder nie, jy kan maar nou doen en maak wat jy wil. Jy kan maar 'n pastoor op is. Ja. Jy kan maar 'n evangelis ook is. Jy kan maar wat as die Here gesê het tot hier toe en nie weer verder nie, te vergeefs dierbaar is. Ek wil net aan die familie sê, wees sterk in die Here. Nie in gardens nie, nie in 'n kerk nie, maar wees sterk in die Here. Ons kan maar preek soos ons wat die so dierbaar is. Ons kan maar sê wat ons wil, as die Here nie in die saak is nie, te vergeefs. Yes. Toe my ma sterwe, toe sê ek vir myself, as 'n lekker pyn hy. As 'n pyn wat niemand verstaan nie. Maar die Bybel praat van in Jeremia 8 vers 20 sê, die oes is verby Yes. en die somer het tot einde gekom. Van Saterdag na Saterdag Yes, Lord. gaan ons daar verskillende begrafnisse toe. Ons staan by oop grafte, ons hoor dat die Here is op pad. Maar nog steeds as ons nie verlos nie. Yes. Ek praat nie van iemand anders vanmôre, ek praat van myself, dierbares. Ons hoor dat die Here is op pad. Die Here moenie papa se oë toemaak. Miskien is iemand wat nog nie reg gemaak het met die Here nie. Miskien is iemand onder die tent of ek wat so praat wat nog nie reg gemaak het met die Here nie. Maar die Here gee vir ons 'n kans vanaand om ons saak met hom reg te maak. Ek sou nooit geweet het ek sou hier kom staan het jy. Ek was van 'n dronklap die Bisa. Ek en jy moes saam gedrink. Ja, Bisa. Onthou jy aan? Gaan hy goed uitpraat nie, maar die Here moes op my naam geroep het. Yes. Die Here moes gesê het tot hier toe en nie weer verder nie. Yes. As tyd dat ons nie meer kerkie speel het dierbaar. Oh, yes. As tyd dat ons die Here moet aanneem ten volle dierbaar is. Omgekeerd, ek het dronk na die Here toe gekom. 16 jaar terug. Maar die Here moes op my naam het. Nou die Here het op my papa se naam geroep en hy is syne. So as jy nog nie met die Here reg gemaak het nie, jou kans is vanaand. Yes. Jou saak moet jy reg maak Yes, by die Here. Aan die familie wil ek sê, ken hom And are you? in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken die Here in hierdie omstandighede. Ken die Here, al gaan dit, al ek het hoe vanaand, al ek het koskas, as daar niks nie, ken die Here in alle omstandighede dierbaar is. Yes, Lord. Bly by die Here, Bisa. Yeah. Ken hom in al jou weë. Yes. Psalm 23 sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, moenie vrees nie, van hierdie God. Hy is altyd saam met ons dierbaar is. Dierbaar is, ek sê, dierbaar is die Here, ne? Kom ek verduidelik jou so, die Here is so, ne? Julle sien maar so skiet die mense kan nie so. Maar God laat dit toe. Sy hand is oor ons. Yes. Maar alleenlik, ek vraag jy nog voor die vraag, hoekom is dit so moeilik dan, om die Here kans te gee? Hoekom is dit moeilik om, as die Here met ons praat, hoekom is dit so moeilik om die Here aandag te gee? Hy het ons geskape, hy het ons gemaak, hy het gestel op Golgotha, sodat ons nie verlore mag gaan nie. En vanaand dierbaar is, dit gaan nie oor gardens nie, of 'n kerk nie. Bly by die Here, Bisa, tydig en ontydig. Ken hom in al jou weë, Yes. dan sal hy jou paaie gelyk maak. Amen. Ek sê ek moet net so wees. Ja. Nie gaan nie, want ek ken praat. Ja. Ek ken praat van die Here het van 'n dronklap na iets gemaak. Yes. Die Here maak van 'n niks
Dit maak nie saak of jy te kop is nie. Yes. Dit maak nie saak wie en wat jy is nie. Die Here is in staat That's right. om jou lewe radikaal te verander, That's dierbares. right. Amen. My ma was lief vir die ding, dierbares. My kind is useless. Ja. Maar agterna toe besef ek, Here, maar die vir my moes so gesê het dit dat ek 'n kop kry. Hy moes so gesê het van woorde maak ons seer, dierbares. Woorde maak seer. Jy kan maar iemand slaan, maar woorde maak seer, dierbares. En ek moes vir die Here sê tot hier toe en nie meer verder nie. Bly by die Here, dierbares. Al gaan dit hoe. Ek weet, dierbares, ons wil die kerk Ons wil ek sê mense, ek wil nie meer kerk preekie, man. Ja. Ek wil nie meer mense mooi preekie. Mm. Maar hier is die tyd, dierbares, waar ons saam moet staan, Yes. dat ons lief vir mekaar moet wees. Kom ons bly by die Here. Amen, dierbares. Amen. Amen. Dankie, evangelist. Ek was nie van die harte. Nee. Ek was nie, dankie. Nou is toch zo waar wat Kentucky sê. Ek is ook, as jy na my kyk, dan kyk jy na genade. En ek het die Here gevra, Here, help my om te onthou, as ek by 'n geleentheid soos die krim, laat ek nie vergeet om my getuienis af te gee nie. Want dierbares is by 'n geleentheid soos die wat die Here my lewe verander het. En van daai dag af, daai Saterdagoggend af, is ek leer nog altyd hoe om die Here te please. Die Here maak jou nie beter as ander mense nie. Ja. Die Here, dis wat ek self by die Here gehoor het. Die Here maak jou beter as wat jy was. Hy Saterdag, toe ek my vriend Grafwaarts dra, soos ons Bennett Saterdag aan Grafwaarts dra, en ek kyk op sy kus, toe sien ek dat hy maar net 25 jaar oud is. Miskien is hy van u wat hom ken, Sybil Peterson. In Bytjiestraat gebly. Hy was met N getroud. Toe ek die Here vra vir my, soos ek met u praat nou vanaand. Gert, wat as dit jy was, wat daar sak, in die toestand wat jy is. Soos ek 'n dronk sondaar, soos Kentucky 'n dronk sondaar is. Maar ek sê, wanneer ek so met die manne gepraat het, by Goodyear waar ek gewerk het, en dan sê ek vir hulle, weet julle, ek is van die gelukkigste mense onder die son, want die Here het hy lus vir drankkliertjies uitgehaal. Nou kan ek ook skrifte onthou. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Nou, om te lewe op die aarde is 'n stryd maar die Here self het gesê, loop op die smal pad. Want min vind jy daarop. En die breë pad, baie vind jy daarop. So ek
Ek skaam my nie. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir mense. Een van Jimmy Swaggart se sangers sing 'n lied, die sê, try Jesus, he never fails. Yes. Try Jesus, he never fails. Die duiwel is 'n leienaar. Die duiwel is 'n leienaar. Aan hierdie kant van die graf, mense, sal ons nooit volmaaktheid bereik nie. Maar as jy in geloof, as die dag aanbreek, en jy gaan met die diepe oortuiging en geloof, het jy gesterwe. Wat hy sê, die wat in Christus sterwe, hulle sal lewe, alle tyd gesterwe. Wat 'n belofte! Wat 'n belofte is dit nie? Die wat in die Here sterwe, sal lewe, alle tyd gesterwe. Prediker, kry jou reg. O my trou, Here Jesus, o my trou. O my trou, Here Jesus, o my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry. Daar's 'n stryd wat ek moet stry. En oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en o my trou, Here Jesus, o my trou, Here Jesus, o my trou. O my trou, Here Jesus, o my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, om oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en o my trou. Ek groet elke mens vanaand en besonder ons bedroefde familie vanaand. Begroet ek in die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Yes, Lord. Hy wat is en was en sal bly tot in ewigheid. Aan die Marman familie, as Garden sê ons baie dankie vir die klein bydra wat ons Bennett gedoen het. Dit is deur manne soos hulle dat ons vanaand nog as Gardens kan uitstaan. Yes. Dit is soos manne soos hulle wat die geskiedenis wat ons vandag herlewe nog kan aanbou aan Gardens. In die week lees ek 'n uittreksel wat op die Gardens media is. En ek sê dankie Here, terwyl my pa ook deel was om Tata van Willing, wat deel was van die geskiedenis van Gardens, en dit laat my hart wat warm klop, dat ons die tradisie ook kan voortsit in die Gardens familie. Maar vanaand wil ek u bemoedig vanaand in die teksgedeelte, en ek gaan 'n paar verse lees, 7 verse uit die boek van Jesaja, hoofstuk 42. Wat Jesaja vir ons skrywe, kyk hier is die dienaar, wat ek ondersteun. Hy is die een wat ek gekies het, wat my guns geniet. Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal my reg spreek oor die nasies, hy sal my roep of hard skree nie.
Sy stem sal nie openbaar gehoor word nie. En hier is ons teks tot oordenking. Hy sal 'n geknakte riet wees, wat nie verder verbreek word nie. Mense wat dof brand, soos 'n lamp wat nie uitdoof nie. En hy sal in geregtigheid die reg opskiet. Hy sal nie moeg of moedeloos word nie, sodat reg en geregtigheid op die aarde gevestig is. So sê die Here van die leerskare. Ek die Here het jou geroep om reg te demonstreer. Ek wil jou beskerm. Ek sal vir jou 'n lig wees. Jy sal die oë van die blinde mense oopmaak. Die gevangene sal vrygelaat word. Ek is die Here. Dit is my naam. My eer deel ek wat niemand anders nie. Die lof wat my toekom, deel ek nie met afgode nie. Sure. Vrede vir hierdie huis. Vrede bid ek tot hierdie huis toe. En mag die vrede van God altyd deur by julle wees. My God, laat die woorde van my mond en die meditasie van my hart, laat dit 'n welgeoffer offer wees vir die wat aanhoor. Want U is ons verlosser en U is ons rots. U weet wanneer ons by die dood kom, broers en susters, in die besonder U as bedroefde familie, is dit by 'n plek waar ons nie wil wees nie. Ja. Ons wil nie vanaand hier staan by die dood nie, want die dood maak seer. Die dood maak seer en die dood, hy skei van die geliefde mense van ons af. Maar die dood is ook 'n werklikheid. Ja. Die dood is 'n werklikheid. En vanaand kom Jesaja en Jesaja kom sê vir ons niks anders as ek wil julle vanaand aan iemand voorstel. Ek wil die dienaar voorstel wat God geskaap het. Ek wil 'n dienaar voorstel en hy is Jesus Christus. Vanaand sê Jesaja, hy's gestuur om die bedroefdes van hart te genees. En ons president het gepraat, en dit is die gedeelte wat ek kon onthou wat hy gesê het, die wat gebroken van hart is, God is naby hulle. En vanaand, broers en susters, in die besonder as bedroefde familie, wanneer ons kyk na die geknakte riet, wat in die rietveld staan, jy weet, die geknakte riet, hy staan tussen honderde riete, maar wanneer Jesaja praat, sê hy, daar is 'n geknakte riet, wat tussen die ander riete staan, en hy sê, hierdie riet, wanneer mense verby hom gaan, is hy nutteloos. Hy sê, wanneer 'n geknakte riet daar is, kan hy nie meer gebruik word nie, want mense kyk verby hom. Maar die geknakte riet, hy staan tussen die ander riete, en terwyl die winde waai, en terwyl daar storms is hier die knakte riet, hy staan tussen die riete, en dan die ander riete wat regop is, hulle waai teen hom, maar hier die geknakte riet, hy staan nog steeds in die middel van die vlei, omdat die geknakte riet, hy staan staande, omdat hy in 'n vlei is, en hy staan staande, omdat daar vir hom ook 'n plek is. En vanaand, broers en susters, u besonder, u as bedroefde familie, u staan vanaand, omdat die dood u geknak het. U staan vanaand, omdat die dood ook u geknak het. En wanneer ons die geknakte riet sien, en dan sien ons wanneer hy nutteloos is, en dan voel u ook vanaand, wanneer die dood by ons kom, ek is geknak, ek is moedeloos, ek kan nie meer nie. Maar Jesaja sê vir jou vanaand, wanneer Jesaja sê, hier die geknakte riet,
wat tussen die ander riete staan, hierdie geknakte riet, terwyl die ander riete staan, sê Jesaja ook, dat hierdie geknakte riet kan ook tot deel wees. Hy sê vanaand vir ek en u, broers en susters in die besonder u bedroefde familie, wanneer u geknak word deur die dood, wanneer u moedeloos kom word, dan is dit Jesus Christus wat u weer kom oplig. Die ander beeldspraak wat Jesaja gebruik, hy sê, soos 'n dowwe lampet sal ek nie uitgeblus word nie. Soos 'n dowwe lampet sal ek nie uitgeblus word nie. U weet hierdie dowwe lampet, u weet hierdie tyd van parafienlampies het groot geraak het, en terwyl hierdie put kom klein raak, begin die put begin swart word, en die glas wat in dit is, word donker, en nou sê Jesaja, sê vir ons, hierdie dowwe lampet word kom swak, want hy kan nie meer lig gee nie. Nou moet ek in u kom, omdat ek in u kom, en ons sny die punt af, sodat daarvoor ek in u dan meer lig kan wees. Hierdie dowwe lampet, sê Jesaja, dis die geloof wat kom swak word, want terwyl hierdie lampie kom swak word, sê Jesaja vir ek in u, hy kom kyk waar staan ek in u, met ons geloof in Jesus Christus. Ons het gelees van die lig van die wêreld. Jy sien, wanneer die donkerte by ons kom, wanneer die donkerte soos die dood by ons voor ons deur staan, en dan sê Jesus Christus, ek wil kom lig maak in hierdie familie, omdat ek sien, daar is donkerte in hierdie familie, omdat die dood dit gebring het. En baie kere draai ons rug op God, wanneer die dood ons kom tref. Wanneer die dood by ons kom tref, en terwyl ek in u se geloof kom toets word, terwyl ek in u uitgedoof word, met hierdie dowwe lampet, dan sê ons vir die Here, ek kan nie meer verder nie, maar Jesus Christus, wat Jesaja vanaand hier kom voorstel, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Ek gaan bid dit by 'n persoon. Hy het saam met gewerk en nou gaan bid kom hy op sy siekbed. Ek gaan bid vir hom. Hy sê vir my, Andre, as ek hier opstaan, dan gaan ek sing tot eer van die Here. Ek gaan sing tot eer van die Here, maar ek doen die gebed vir hom, en ek sê, Here, hy baie keer die geleenthede gehad, maar vergewe hom die Here. En nou sê, terwyl op sy siekbed sê, as ek net hierop staan, en dan gaan ek sing tot eer van die Here, maar hy het nie daardie geleentheid gekry. Hy het nie daardie geleentheid gekry nie, omdat die Here vir hom ook kom haal het. Liewe bedroefde familie, liewe Marman familie, ons is net hier om vir julle net te kaap. Ons wil julle net op die pad wat voor lê, wanneer Saterdag met die werklikheid ook met julle ook gebeur. Die laaste vers wat ons gelees het, sê God, wanneer die dood ons tref, of wanneer sê Jesaja, wanneer ons wegkyk van Jesus Christus af, en dan sê Jesaja, ons is geneig om na afgode of gesnede beelde te gaan, omdat ons wil weet, ons wil hierdie dinge regmaak, want ons sien nie meer wat Jesus Christus raak nie. En nou sê Jesaja, ons is geneig om na afgesnede beelde toe te gaan, na afgoderry, omdat ons die saak ook wil regmaak. Terwyl Sedrag en Mesach en Abednego, terwyl hulle in die vuuroond gegooi word, sê die koning vir hulle, dat die vuur moet dubbel verhit word, sodat hulle kan brand. En Sedrag en Abednego, Mesach sê, terwyl ons hier is in die oond, ons gaan nie omdraai, en vir jou as koning, gaan ons nie voorbuig nie, want ons het 'n lewende God, wat ons dien, en vanavond kom ons kom sê vir u, as Gardens, daar is 'n lewende God,
na wie toe u moet gaan, na wie toe u moet gaan. En vanaand is hierdie voorstel wat Jesaja vir ons sê, dit is Jesus Christus. Luister wat sê die koning, terwyl die koning kyk, terwyl die vuur verhit word, sê die koning, ek het dan 3 manne ingesit, hier is dan nou 'n 4de persoon, hier in die oond, en dit is Jesus Christus, dit is God wat saam met hulle is, wat in die oond is, en so broers en susters, en die besondere jas wat bedroefde familie, terwyl hierdie manne in die oond is daar 'n 4de persoon wat in die oond is, en dit is God wat saam met hulle loop. Nou sê die koning, stel my voor aan hierdie God van julle. Stel my voor, sodat ek ook hierdie God ook van julle kan ontmoet. Die geknakte riet sal hy nie breek nie, en die dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. Hy is vanaand geknak deur die dood, maar onthou, die geknakte riet, hy staan ook regop tussen die ander riete, terwyl die wind en die storms kom, en terwyl die wind en die storms skry deur die dood, kom die geknakte riet, en hy bly staande in hierdie vlei. Vanaand wil ons sê vir u, bly staande, want die Here is met julle. Laat julle lampe nie uitgedoof word nie. Laat julle lampe nie uitgedoof word, en Jesaja kom sê, laat julle lampe nie uitgedoof word nie, want ons kan maklik aan ons lampe uitgedoof word in hierdie wêreld. Ons kan maklik opgee op die Here, maar vanaand sê ons, laat julle lampe aan die brand bly, ook vir God. Laat julle lampe aan die brand bly vir God, want dit is God wat julle ook sal deurdra. Die Here seën u vanaand. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Familie, ons is klaar as Gardens. Die kerk se tyd nou. Ek sien het mooi 6:30 nie. Ja. Ek wil nie deur die ouderlinge gepies word nie. Julle wil oorvat waar julle kom. Ja. So, ons sê vir die familie baie dankie dat ons toegelaat het, en die Here sal u seën. Amen. Ons gaan nie seën uitspreek nie, gaan ons nog 'n diens wees. Ja. Ja. Ek moet nou nog ja. Let me know yung narulat ka pa o enjoy mo ka beliau compare ka mo blok na ano Ja. Saya bayar dankie Gardens lag die Here saam met julle pas vorentoe. Baie dankie vir die huldiging teenoor die familie. Dat word baie hartlik waardeer. En vir die DVA en die kerkraad van Dalstraat. Alle voorspoed op julle reis. Dankie.